Baie welkom by hierdie geleentheid. Dit is so lekker om saam met jou stil te raak rondom die Here se woord. Vandag wil ek met jou gesels oor 'n moeilike onderwerp, naamlik die van die uitverkiesing. As ek dit in 'n vraag kan omskep, hoe weet ek of jy of ons uitverkies is of nie? Kom ons bid dat die Here deur sy gees vanuit die skrif hierdie wonderlike onderwerp vir ons sal oopbreek in Jesus se naam. Hemelse Vader, as ons blaai na die 1 Johannes evangelie, dan sien ons hoe dat die skrywer Johannes U aan ons kom bekendstel as die God van liefde. Ja, liefde is die wese van U karakter. U is die bron van liefde, sê Johannes. U het ons liefgehad toe ons nog sondaars was. Het U ons eerste liefgehad. Kom vandag deur U Heilige Gees en kom breek hierdie wonderlike uitverkiesingsboodskap vir ons oop, sodat ons dit as 'n troosboodskap sal ervaar. In Jesus se naam. Amen. Ek wil graag begin deur 'n paar inleidende opmerkings. As ek oor die uitverkiesing met U praat, dan dink ek onmiddellik aan die boek Openbaring. Baie mense ervaar die inhoud van Openbaring as 'n bangmaak boodskap. Terwyl Openbaring eintlik 'n fantastiese troosboodskap is vir my en jou as gelowiges. En die kern van hierdie boodskap is dat my verlede, my hede en my toekoms seker is in Jesus Christus. En dat die stryd wat ek en jy nou stry, 'n stryd is wat klaar gewen is deur die opstanding en die hemelvaart van die Here Jesus Christus. As ek dink aan die uitverkiesing, is daar baie mense wat vir my sê dat die uitverkiesing hulle baie bang maak. Het jy geweet dat dit, soos Openbaring, een van die wonderlikste troosboodskappe vir gelowiges is? In Efesiërs 1 vers 4 staan daar: Die Here God het nog voordat die wêreld geskep is, voor ons geboorte, voordat tyd en die wêreld bestaan het hy ons in Christus uitverkies. En in my gesprekke met baie mense, haal mense hierdie teks aan en sê, dit help nie ek maak 'n keuse vir Jesus Christus nie. Want die Bybel sê hy het voor my geboorte al besluit of ek gered gaan word of verlore gaan. Dis nie waar nie. Ek wil dit illustreer met 'n verhaal uit die tyd van die Romeinse bewind. Die Romeine het dikwels in oorlog verloor. En wanneer die troepe dan van die slagveld af teruggekom het die generaal wat hulle aangevoer het, willekeurig 'n klomp troepe uitgekies om te sterf as 'n straf, omdat hulle die Romeine in die skande gebring het. Daardie arme troepe het geen kans op lewe gehad nie, of om te kies vir die lewe nie. Die uitverkiesingsleer werk nie so nie. Die Here God kies nie na willekeur sekere mense om gered te word en sekere mense om verlore te gaan nie. Dis nie sy aard nie. Nee, sy aard is liefde. Daarom hoef jy nie te dink, ek is dalk een van die gelukkiges wat gered gaan word. Of ek is dalk een van die ongelukkiges wat vir ewig verlore gaan nie, omdat die Here klaar voor my geboorte besluit het, na watter kant toe ek gaan nie. Dit bring my by die eerste baie belangrike beginsel wat baie verwarring uit die weg kan ruim rondom die uitverkiesing. Die uitverkiesing werk altyd met 'n kollektiewe groep mense.
Waarmee ek bedoel, van die begin af het die Here God in die Ou Testament gesê, ek gaan vir my 'n volk bymekaar maak, wat bereid is om my te dien. En hy sê dit vir ons, alreeds in Deuteronomium 7, vers 6 en 7, jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. En dan praat hy met Israel, die Here het jou nie lief gekry en gekies, omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. En dan in Deuteronomium 14 bevestig hy dit in vers 2. Israel, julle is 'n volk wat aan die Here julle God gewy is. Hy het julle uit al die volke op die aarde uitgekies, om sy eiendomsvolk te wees. Hierdie is 'n lewenslang belangrike beginsel in ons gesprek rondom die uitverkiesing. Dat die Here van die begin af gedink het aan groepe, aan 'n volk in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament. Want in 1 Tessalonisense 1 vers 4 sê hy die volgende: Broers, ons weet dat God hulle wat hy liefhet uitverkies het. En dan as ons gaan kyk na 1 Petrus 2 vers 9, dan vind ons hierdie pragtige teksgedeelte. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat God afgesonder het, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. In die Ou Testament kies hy vir hom 'n volk uit een etniese groep. In die Nuwe Testament kies hy vir hom 'n volk, en hierdie volk is verteenwoordigers van sy kerk, die geloofsgemeenskap, uit alle verskillende etniese groepe. En dit bring my by die tweede, baie belangrike beginsel. En dit is die klassieke teks in die Bybel wat gaan oor die uitverkiesing. Dit is Efesiërs 1, vers 3 tot 14. En hier begin die gesprek, Paulus begin die gesprek rondom die uitverkiesing met 'n loflied. Kyk wat sê hy in 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Jo, dis pragtig. Met watter seëninge het hy nie vir my en vir jou geseën nie. Hy het ons geseën met verlossing deur sy seun Jesus. Hy het ons geseën met genadegawes van die Heilige Gees, waarmee ons die liggaam van Jesus kan opbou en uitbou. Hy het ons geseën daarmee om deur die Heilige Gees se krag sy wil uit te voer en in gehoorsaamheid aan hom te lewe. Hy het ons geseën met die ewige lewe. En daarom dat Paulus 'n loflied sing as hy dink oor die uitverkiesing. Dis nie vir hom 'n bedreiging nie, maar 'n boodskap van God se liefde en genade oor ons. 4 keer in hierdie gedeelte sê hy laat ons die Here prys. In vers 6 sê hy daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in sy geliefde vrylik aan ons geskenk het. In vers 12 sê hy die 3de keer, daarom moet ons die grootheid van God prys. In vers 14 sluit hy die hele gedeelte af en sê hy, daarom moet ons sy grootheid prys. Is dit nie pragtig nie? 'n loflied vir die Here se liefde en genade vir verlore mense. Dit bring my by die 3de baie belangrike beginsel. Daar is geen uitverkiesing as dit nie in Christus is nie. Daarom trek Paulus 'n baie duidelike verband tussen Jesus Christus en die gesprek rondom die uitverkiesing. Die Here God kies mense alleenlik in Christus Jesus uit.
Daar is geen manier wat ek en jy uitverkies is, as dit nie in Christus is nie. Buite Christus om, kan ek en jy nooit uitverkies wees nie. Ons verlossing hang net van Christus af. Daarom sê vers 4 so mooi, nog voordat die wêreld geskep is ons, ek en jy, en almal wat in 'n geloofsverhouding met Jesus leef, in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ek word nie gered op grond van enige iets wat ek gedoen het nie. In Vader se wese, nog voordat daar tyd en 'n wêreld was, het hy as reddende God na die mens gekom in sy seun Jesus Christus, om vir hom 'n volk bymekaar te maak. En dit bring my by die volgende baie belangrike beginsel. Hoekom het hy ons uitgekies? Omdat hy ons liefhet. Vers 5 sê, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te word. Daarom sê Romeine 5 vers 8 so pragtig, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, toe ons nog vyande was. Deur die dood van sy seun het hy ons toe al met God versoen. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Dit is mind-boggling. Met ons beperkte menslike verstand sal ons nooit die grootsheid en genade van die Here se liefde verstaan nie. En genade beteken 'n onverdiende gratis geskenk wat ek en jy as sondaar mense ontvang, sonder dat ons dit verdien. Dit bring my by die 4de baie belangrike beginsel in hierdie klassieke gedeelte. Die uitverkiesing, sê Paulus, is 'n ope uitnodiging, nie 'n uitsluiting of verwerping van sekere mense nie. Nie 'n klap waar sekere mense ingelaat word en die res verwerp word nie. Want Johannes 3 vers 16 sê uitdruklik, want so lief het God die wêreld gehad, nie sekere mense nie, maar die wêreld, sodat elkeen, nie sekere mense nie, maar elkeen wat in Jesus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vers 17, net die volgende vers sê, God het nie sy seun na hierdie wêreld toe gestuur om ons te veroordeel nie, maar sodat ons deur Jesus Christus gered gaan word. 2 Petrus 3 vers 8 beklemtoon hierdie waarheid, as daar die volgende staan. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte, van sy wederkoms uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat een mens verlore sal gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle sal bekeer. Jo, dit is vir my so pragtig. En dit bring my by die laaste en die 5de beginsel. Die Nuwe Testament weet dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het. En dit is om te reageer op die ope uitnodiging van die uitverkiesing aan alle mense gestel. 2 Petrus 3 vers 8 sê, die Here wil hê dat elkeen van ons moet bekeer. Dit laat my dink aan 'n uitnodigingskaartjie vir troue. Op elke
uitnodigingskaartjie vertroue, is daar 'n RSVP datum. Jy moet reageer op die uitnodiging. Anders is jy nie welkom by die troue nie. Maar dit is jou keuse. En die Bybel sê vir ons baie spesifiek dat die uitverkiesingsleer 'n oop uitnodiging aan alle mense is om deel van God se volk te wees, sy Nuwe Testamentiese kerk, sy verbondsvolk. Maar ek en jy moet RSVP. En dan kom Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4. En dan sê hy, daar is mense wat nie as gevolg van die Here God se keuse nie, maar as gevolg van sy eie keuse, van die mens se eie keuse, nie gaan RSVP nie. En hoor wat die rede wat hy gee daarvoor, is dat hierdie is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, deur die Satan verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan en wil sien nie. Ons verdere verantwoordelikheid is om nie net op hierdie uitnodiging te reageer deur geloof in die Here Jesus Christus te stel nie, maar om ook in gehoorsaamheid aan hom te lewe en jou lewe in te rig volgens sy wil. En dan sê Romeine 8 vers 29, die Here God het diegene wat hy lank tevore uitverkies het, nog voor jou geboorte, voor die skepping van die wêreld, gekies om meer en meer aan die beeld van Jesus Christus gelykvormig te word. En in 1 Petrus 2 vers 9 sê hy vir ons presies wat ons verantwoordelikheid as gelowiges, wat dit ook behels. Vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Ek en jy moet ligdraers in 'n donker wêreld wees. Julle was vroeër geen volk nie. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God en moet julle sy verlossingsdade verkondig. En dan in vers 12 lyk ons verantwoordelikheid as volg. Daarom moet ons altyd goed gedra onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van ons, asof ons misdadigers is, hulle ons voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Ek wil graag afsluit. Hoe weet ek en jy of ons uitverkies is of nie? Efesiërs 1, die klassieke gedeelte oor die uitverkiesing sê vir ons, elke mens wat gereageer het op die oop uitnodiging van die uitverkiesing en in die geloof aan die Here Jesus Christus vashou, sal gered word. 1 Johannes 5 vers 12 sê, wie die Seun het, wie vir Jesus het die ewige lewe. Wie nie vir Jesus het nie die ewige lewe nie. Wil jy weet of jy uitverkies is? Dan wil ek vir jou vra, het jy vir die Here Jesus in die geloof aanvaar as jou verlosser en saligmaker? As jy vir Jesus het, sê die woord, dan is jy uitverkies. Handelinge 1 vers 29 sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Efesiërs 1 vers 13 en 14
lees as volg: Deur Christus het ek en jy deel geword van die volk van God, toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is, die evangelie van ons verlossing, gehoor en tot geloof gekom het in Christus. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendomsvolk van God beseël. Saam met Jesus het die Gees van God in ons kom woon, en sê die woord, die Gees, die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van die Here is. En die Heilige Gees is amper soos 'n deposito, wat vir ons waarborg, soos wat Paulus in Romeine 8 sê, in Christus is ons mede-erfgename van alles wat hy ontvang het. En is die Heilige Gees vir ons die deposito, die belofte, dat ek en jy ook verder sal ontvang, wat ons reeds in Christus besit, die ewige lewe. Ek dink nou, kan ek en jy, saam met Paulus, 'n loflied sing vir die Here. Amen.